Ons lê die oor met ons saam. Ja, Here Jesus, ek wil vra dat U vanmôre met elkeen van ons sal spreek, dat U ons sal lei deur die woord en ons sal stig, dat ons sal weet, U is altyd daar vir ons, Here. En die woord is vol beloftes, dat U ons nooit sal begewe of verlaat nie. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade. Dankie dat U nog steeds met ons praat. Yes, Lord. U kom toe al die eer en al die lof en al die dank. Amen en amen. Thema van my boodskap vanmôre is, Here, hou net my hand. Ja, want baie keer van ons, die weetkind van God, ons gaan deur swaar tye, moeilike tye, tye wat mens nie altyd verstaan nie. Maar die Here is altyd daar vir ons. Vanmôre gaan ons daarna kyk. Sit U hartkreet ook, Here, hou net my hand. Hou net my hand vas, Here, want deur hierdie donker wêreld, en soos wat die lied nou ook gesê het, deur hy donker nag, en hy praat nie net van die nag, hy praat van omstandighede in die lewe wat so donker is, het voel soos nag. En is dan net die Here, daar is vir U en my. Kyk saam met my na Psalm 141 vers 1. Psalm 141 vers 1. 'n Psalm van Dawid. Here, ek roep U aan, kom te gou na my toe. Luister na my stem as ek U aanroep. Psalm 70 vers 6. Maar ek is elendig en behoeftig. O God, kom te gou na my. U is my hulp en my redder, Here. Vertoef tog nie. Psalm 121 vers 1. 'n bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Voel jy ook soms moedeloos, gedaan, uitgeput, moeg, hartseer? Is dit hoe jy partykeer voel? Die lewe is nie aldag maklik nie, en almal van ons weet dit. Hierdie lewe het baie harde tye en moeilike tye en maak nie altyd sin nie. En ons staan baie keer voor groot probleme, uitdagings, finansiëel, siektes, werk, depressie. Daar's 'n hele lys wat ons kan noem. En wie van ons was nog nie daardeur nie? Ons weet dit, hierdie lewe is 'n harde lewe. Yes. En vanaand vir die kind van God voel dit partykeer asof die lewe ekstra hard is. En dan staan ons en ons wonder. En probleme kan skielik en ongevraagd aan hulle opdaging maak. Net wanneer jy dink alles gaan 'n honkie door, dan klop probleme in die deur. En soos wat hulle mos in Engels sê, it never rains, it pours. Dan gebeur een ding, en nou breek die kar, en dan gaan dit fout, en dan lek die geyser, en dan is daar probleme by die werk, en dan is dit fout, en dan gaan dat fout, en alles gaan net op een slag verkeerd. En dan staan ons, maar Here, wat gaan nou aan? Wat het nou gebeur? Alles het dan nou so goed gegaan, nou gaan alles skielik net verkeerd. Kijk, jy kan nou maar alles doen wat jy moet, jy kan nou maar 100% alles reg doen. Jy kan 100% beplan en voorbereid wees as probleme kom het. As jy weer kry, dan is daar probleme en storms en jy weet nie wat se kant toe nie. En die een van ons op die aarde is gevrywaar van dit nie. Hoeveel mense het al, wat alles reg gegaan het en wonderlik en hulle is op die kruin van sukses, gaan na die dokter toe vir 'n algemene ondersoek oor jy het kanker. En skielik word jou mat onder jou uitgeruk. Of jy gaan nog die dag werk toe, vlieg, kom daar so, hoor jy, ons moet jou praat, ons kan nie meer bekostig, ons moet mense afdank, daar sit jy sonder werk. Probleme kom net so, probleme vra nie, hoe baie kere mense, kry skielik oproep, jou kind is dood, in 'n kar ongeluk, of jou man of jou vrou is skielik dood. Probleme vra nie wanneer dit gaan kom nie, probleme vra nie wie of wat jy is, dit vra nie jou ras nie, dit vra nie jou status, of hoeveel geld jy in die bank het nie. Probleme is 'n werklikheid. En dit kom skielik. En nie een van ons is gevry waarvan dit nie.
Nie een van ons op hierdie aarde is gevrywaar van probleme nie. Dit is 'n gegewe. Dis wat Jesus ook vir sy disippels gesê het. In hierdie wêreld sal jy dit moeilik hê. Nie miskien of dalk nie, jy sal dit moeilik hê. Maar hou goeie moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Het jy ook al soos Dawid uitgeroep, waar sal my hulp vandaan kom? Jy kyk na al hierdie dinge rondom jy kyk na die berge en die probleme wat baie keer soos berge voor jou uittroon en jy staan daar, waar sal my hulp vandaan kom? Waar, Here, waar? Soos in die Psalm gelees het in Psalm 140, ek roep U aan, kom tog gou na my toe. Luister na my stem as ek U aanroep. Het jy al so by die Here gepleit, Here? Dit voel hier so ver weg, Here, ek pleit by U, hoor net my stem, Here. Want ons op Psalm 70 vers 6 gelees het, wat hy sê, ek is ellendig en behoeftig. Kom tog gou na my. Voel jy partykeer ellendig en behoeftig en jy kan nie sin maak van wat aangaan. En dan roep jy uit, Here, waar is U? Ek kyk op na die berge, maar waar is U, Here? Waar sal my hulp vandaan kom? Maar jy sien, kind van God, Dawid het egter geweet waar sy hulp vandaan kom. Toe hy gesê het, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Het hy presies geweet waar sy hulp vandaan kom. Want dit is wat hulle noem 'n retoriese vraag. Hy het nie gevra, waar sal my hulp vandaan kom, omdat hy hopeloos of moedeloos was nie. Hy het na die vyand gekyk wat om daai berge gestaan het en het gesê, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Hy het geweet waar sy hulp vandaan kom. Hy het geweet in wie sy geanker. Hy het geweet wie sy hoop. Weet jy wie is jou hoop in tye wat dit donker gaan, wat dit moeilik gaan, wanneer daar nie raad is nie? En kyk, een ding wat ons nou maar weet, in hierdie samelewing, jy kan hoe baie vriende hê, laat die dag as daar probleme kom, en spat hulle almal. Dan is hulle skielik weg, daai mense wat gesê het, ag, jy kan my 3 die oggend bel. Dan bel jy om 3 die oggend, en hy sê, foon, dit slat aan die brand, dit smelt al soos wat het lyk. Geen teken, hulle is weg, sjoe. En daar sit jy alleen met al jou probleme en smart, en jy sit alleen. Nou kyk jy op, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here. Die wêreld kan weghardloop, so te sê vriende kan weghardloop. Maar die Here bly by my. Hy hou my vas, hy dra my, hy ondersteun my. En baie keer sit jy daar op die grond en die trane loop terwyl jy voor die Here worstel, maar jy weet, die Here stap saam met my en hy los my nie. Hy sal my nie los nie, want hy is God. My hulp kom van die Here. Dan vers 2, soos 'n antwoord Dawid, sê, kyk op Psalm 120, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy het alles gemaak. Hy hou alles in sy handpalm vas. Net so hou hy U in sy handpalm vas. En maak nie saak wat hierdie gaan nie, die Here hou jou vas. Ja, kind van God, probleme is niemand gevrywaar nie. Maar dis daarin die probleme wat ons die Here ontmoet. En dis daar wat ons uitroep, Here, hou net my hand. Hou net my hand vas, Here. Ek verstaan nie, Here, dit is moeilik, dit is swaar, maar hou net my hand, Here. Want saam met U kan ek stap. As U nie saam gaan die Here, dan wil ek nie gaan. Dan gaan ek nie gaan die Here. Maar jy weet wat, kind van God, die Here gaan jou nooit los. Amen. Nooit nie. Hy is God. Hy staan by jou. Hy hou jou hand vas. En as jy na die Here toe kom, Here, hou net my vas. Dan sê die Here vir jou, my kind, ek het jou hand. Ek het jou hand. Dit laat my dink aan die pa en die seentjie wat stap en nou stap hulle deur hierdie donker gangetjie. En hier uit 'n hek uit blaf honde en dit lyk so spokerig en dan hou hy kind al stywer aan sy pa vas. Toe maar my kind, pa's by jou. Stap net saam met my, hou my hand vas, ek is hier. Moenie luister na die geraas en nie kyk na die donker nie, hou net aan my vas. En daar stap hulle deur daai donker gangetjie tot hulle weer aan die ander kant uitkom. Is dit nie hoe dit is met die Here nie? Want ons is sy kind. Klou jy stywer aan die Here vas as probleme kom of verwerp jy die Here?
Maak ons soos party mense doen en blameer jy die Here en jy hardloop weg van die een wat jou kan help, en dan blameer jy hom en hardloop weg van hom. En dan hardloop jy maar na die drankbottel toe, want dit is mos nou jou oplossing. En drank en geld en dwelms of wat ook al, gaan jou nie help nie. Dit kan tydelik jou sintuie bedwelm, dat jy niks voel of kan dink nie, maar dit gaan nie die probleme wegvat nie. Dit gaan net jou probleme erger maak. Hou vas aan die Here. Bid, Here, hou my hand, anders gaan ek dit nie maak nie, Here. My hulp kom van U af, Here. En Here, in hierdie donker wêreld en met hierdie donker probleme en storms om my, Here, hou ek vas aan U. Hou net my hand, Here, want dan weet ek sal dit maak. As U met my is, Here, weet ek, glo ek, want ek is U kind. Glo jy dit, kind van God? Glo jy dit? Glo jy dit werklik? Yes. Of dink jy ook soos daai lied sê, from a distance God is watching us. From a distance, hy is al doel ver, die Here gee nie aandag aan ons nie. Ek wens ek nou dat die Here na my gaan kyk. Was baie belangriker mense en belangriker dinge wat die Here aandag aan moet gee. Ek is maar 'n nietige mens, die Here gaan nie aandag gee aan my nie. Hy kyk maar daar van 'n afstand af. Dis soos 'n president of 'n koning, niemand kom naby hulle nie. Jy weet van hulle, maar jy kan nie naby hulle kom nie. Het jy al probeer om naby die president te kom? Jy gaan hoeveel wagte hê wat jy gaan plat dink. Want jy kan nie nader kom nie. Want hulle gaan jou keer. Want dit is 'n persoon met 'n magsposisie, 'n gesagsposisie. En jy kan nie nader kom nie, want dan gaan jy gekeer word. Maar dis nie ons God nie. Ons God is nie daar doelver en niemand kan naby hom kom, want God is te belangrik vir jou nie. Nee. Jy weet, God is so groot, dat hy na hierdie aarde toe gekom het. En soos ek met goeie Vrydagdiens gesê, die Here het gekom om te kom dien. Yes. En hy wat so groot 'n God is, word as mens so kan sê, word net so klein, om by ons aan te pas. En hy kom woon in jou hart. Hy kom maak hom deel van jou. Hy maak jou sy tempel. Ons is die tempels van die Heilige Gees. Die Here het jou. Hy staan by jou. Hy kyk na jou. Hy is nie daar doelver weg wat hy nie aandag gee aan jou nie. Die Here het jou. Hy staan agter jou, hy staan voor jou, hy staan langs jou, hy is bo jou, hy is onder jou, hy is oralste rondom jou. Hy bedek jou met sy gees en sy waarheid en sy liefde. Die Here is by jou. Kyk gou saam met my. Nou gaan ons 'n bietjie oefeninge doen. So sê daai advertensie van die Yellow Pages, let your finger do the walking. Yes. Nou ons gaan nie nou na die Yellow Pages kyk nie, ons gaan nou na die Holy Pages kyk. Ja. En dis die Bybel, die woord van God. Kom ons kyk bietjie wat sê die woord van God vir ons. Psalm 18 vers 17. Hy het uit die hoogte sy hand uitgestrek. Hy het my gegryp. Hy het my uit groot waters getrek. Sien jy wat die Here doen? Amen. En dit laat my so dink aan Petrus, wat uit die skei geklim het en na Jesus toe gestap het. En daar kyk hy na die storms en hy sink. En net hierdie week toe praat ons daaroor. Jy weet wat baie mense mis, daar's een belangriker ding van daai wat mense mis. Jy lees nêrens sê dat Jesus het Petrus teruggesleep in die boot, of hy teruggeswem boot toe nie. Die Here het hom weer uitgetrek en hy het saam met die Here wat gedoen? Teruggestap boot toe. So Petrus het 2 keer op die water gestap. Hy het gestap na Jesus toe kyk hy na die storms toe sink hy. Maar die Here het hom opgetrek en toe stap hy weer saam met die Here terug boot toe en hulle klim in die boot. Die Here het hom nie teruggesleep of hy teruggeswem of wat nie. So kind van God, maak nie saak of jy gesink het nie. Maak nie saak of jy na die storms gekyk het en gesink het nie. Die Here sal jou uittrek. En dis wat hierdie Psalm sê. Hy het uit die hoogte sy hand uitgestrek. En daar in daai stormwaters waar jy in gesink het die Here jou hand gegryp en jou uitgetrek. My kind, maak nie saak of jy sink of jy val nie. Ek is by jou.
As jy geval het, staan weer op. As jy gefouteer het, staan op. Ek het jou hand. Hou net vas aan my, ek hou vas aan jou, ek gaan jou nie los nie. En die Here trek ons uit daai diepe waters uit. Psalm 63 vers 9. My siel is aan U verkleef. Is jou siel verkleef van die Here? Of is jou siel verkleef van al hierdie wêreldse dinge en wêreldse plesier en wêreldse besittings, nog groter TV's, nog vinniger karre, nog blinker aan dit en nog fancier meubels en is dit waar jou siel gekleef is? Meer plesier, meer genot, meer van die wêreld? Of kleef jou siel vas aan Jesus Christus? Here, al het ek alles van my weggevat, net solank ek U het, Jesus. Dan het ek alles. My siel is aan U verkleef. U regterhand ondersteun my. Die regterhand van die Here ondersteun jou en is by jou, kind van God. Psalm 73 vers 23. Nogtans is ek altyd deur by U. U het my regterhand gevat. Die Here vat jou regterhand en hy hou jou vas. Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie. Hoe baie kyk ons angstig rond? O Here, hierdie probleem. Nee Here, U verstaan nie. Hierdie probleem, Here, kyk, dis 'n groot probleem. Joh, Here, ek weet nie wat maar Here, U verstaan nie. Dis 'n regtig groot probleem hierdie. Ek weet nie wat ons gaan doen hier. Hoor jy wat jy sê? Hoor jy met wie jy praat? Met wie praat jy? Met God, wat die hele al in sy hande vashou. Dieselfde God wat hom met sy regterhand red, het met die regterhand alles geskape. En die wêreld met sy hande tot stand gebring. Hy hou jou vas. Daar's geen probleem wat te groot is vir God nie. Jy het nie nodig om vir God te vertel, Here, maar kyk, hierdie probleem is nog groot. Soos hulle mos sê, die mechanics, as hulle 'n probleem sien, dan fluit hulle so. Kyk, jongen, jy weet nie wat nou onder hierdie bonnet aangaan. Nee, die Here weet, daai probleem ben ek vir die Here net so klein. Moenie vir die Here vertel hoe groot is jou probleem nie. Vertel vir jou probleem hoe groot is God. En dan kyk jy hoe verander die situasie. God ken jou. Hy weet alles. Kyk nie angstig rond, die kind van God. Dis wat die Here vir jou sê. Die Here, die almagtige God, die een wat jy aanbid, die een wat jy vertrou, die een wie jy glo. Hy kom vanmôre en hy sê vir jou, moenie twyfel nie, moenie angstig rondkyk nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Die Here gaan jou nie los nie. Sy woord is vol van beloftes dat hy is saam met jou en hy is met jou. Glo jy dit? Hoeveel keer sê hy hierso, ek versterk jou, ek help jou, ek ondersteun jou, ek is met jou. Ja, weet die grote God is met jou. Jesaja 41 vers 13 tot 14. Want ek die Here jou God gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie. Nou het ons al hoor, wees nie aan, kyk nie angstig rond nie. Hier sê die Here weer, wees nie bevrees nie. Ek help jou. En die volgende versie is vir my so mooi. Wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie Israel. Ek help jou, spreek die Here, en jou losser is die Heilige van Israel. Voel jy soms net soos 'n wurmpie? Voel jy so klein en nutteloos en moedeloos? Hier kom die Here en hy sê, volkie, 'n wurmpie Jakob, volkie Israel. En hy gebruik hier verkleiningsterme, want dit wys net hoe klein is jy. Ek jou God, wat die allerhoogste, wat die grootste, die almagtigste, die sterkste God is. Ek het jou in my hand. Jy mag voel soos 'n wurmpie, maar jy's in die hand van die Here. So nou wil ek vanmôre vir jou sê, al voel jy soos 'n wurmpie, die Here het jou. Hy staan by jou. Hy gaan jou nie los nie.
Hy is God en hy beloof dit in sy woord, keer op keer op keer. Jesaja 48 vers 13, ook het my hand die aarde gegrond, en dis presies wat ek nou van gepraat het, hoor wat sê die vers, ook het my hand die aarde gegrond, en my regterhand die hemele uitgesprei. As ek hulle roep, staan hulle daar almal saam. Met dieselfde regterhand wat hy die hemele uitgesprei het, hou die Here jou vas. Met sy krag. Wie gaan jou in sy hand uitdruk? Wat se probleem is vir die Here te groot? Wat se probleem kan die Here omkant vang? Die Here ken alles van die grondlegging van die aarde tot die einde van die aarde, weet die Here alles. Daar's niks wat hom omkant gaan vang. Die hand van die Here in die Bybel simboliseer God se krag, beskerming, leiding en ingryping in die mens se lewe. Die Here beloof keer op keer in sy woord dat sy hand is met ons en sy hand gaan jou nie los, die kind van God. Moet jy net nie die Here los nie. Hou vas aan die Here, want die Here gaan jou nie los nie. Hy gaan jou vashou, hy gaan saam met jou stap, en deur die tye wat jy nie kan verstaan nie, deur daai probleme, gaan die Here met jou wees. Die Here beloof keer op keer in sy woord dat sy hand is met ons, dat hy ons vashou, dat hy ons bewaar. Nou sê my gou, wie of wat kan jou uit God se hand uitdruk? Is daar enige iemand wat dit kan doen? Is daar enige iets op hierdie aarde wat tussen jou en God kan kom? Wat kan jou skei van die liefde van God? Wat se probleem is te groot vir God? Wat is wat God nie ken? Nou is mense baie keer so bekommerd oor finansies en goed, maar dan dink ek myself, die Here het alles geskape, alles behoort aan hom. Die mense het die geldstelsel in plek gesit om handel te dryf en goed. Dis 'n mensgemaakte konsep. Dink jy nou regtig waar die Here gaan belemmer word deur 'n mensgemaakte stelsel? Dat die Here jou nie kan help uit jou finansiële verknorsing nie. Dat die Here jou nie kan help om vir jou te voorsien. Dink jy regtig die Here gaan dat sy kinders honger ly en dors ly en nie 'n dak oor hulle kop het nie? Nee. Die Here het nie beloof, ek gaan vir jou Ferrari gee. Wys my die teksvers wat sê, ek gaan vir jou 'n paleis gee, ek gaan vir jou Ferrari gee, ek gaan vir jou mooi spoggerige klere gee, en kyk, jy gaan, jou bankbalans gaan altyd 6 nulle aan hê. Wys my waar is daai teksvers? Dit staan nie in die woord van God nie, want die Here het nie rykdom beloof nie. Hy het beloof, ek sal vir jou voorsien. Ek gaan vir jou kos gee, klere gee, 'n dak oor jou kos, en ek gee vir jou die asem van die lewe. Ek sal met jou wees. Ek gaan vir jou sorg, ek gaan jou vashou, ek stap saam met jou. Ons is ongelukkig in hierdie wêreld van ons, het hoe baie gemeentes, wat mense wil leer, dat as jy 'n Christen is, dan gaan jy skatryk wees. En dit werk nie so nie. En as die Here die dag besluit, want hy kan dit doen, hy is God. As die Here die dag besluit, hy gaan jou seën en hy gee vir jou rykdom, dan gaan jy nie daai rykdom gebruik om die grootste TV te kry, en 'n swembad, en al hierdie luksehede, en jy toer die wêreld, nee. Dan gebruik jy daai rykdom om die te help wat nie kos het nie, wat nie werk het nie, wat nie het nie. Dan reik jy uit na hulle, en deur dit wat God jou seën, seën jy ander. Maar sien, ons klou vas aan aardse goed. Aardse goed beteken niks. Want dit kan net so van jou weggevat word. Vertrou die Here, hy sal vir jou sorg. Die Here gaan nie laat jy honger gaan slaap, of laat jy honger ly nie. Die Here sal met jou wees. Hy sal jou dra. Jesus Christus kom sê vandag vir elkeen van u. Luister mooi, kind van God. Want Jesus Christus kom staan vandag langs jou. Maak nie saak wat jou omstandighede nie. Ek ken nie julle omstandighede nie. Die Here ken jou hart. En jy mag dalk dinge wegsteek, soos ek nou gesê het. Die Here het my ook hierdie week 'n les geleer van, ja, jy kan dinge wegsteek, maar ek weet dit. Ek sien deur jou. En ek sal help. Ek gaan jou nie los nie. Maar die Here kom sê vandag vir julle, ek jou verlosser en koning,
Die een wat jou vrygekoop het van die hel en die dood. Die een wat nog altyd daar was. Die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Ja, ek hou jou hand styf vas in myne. My kind, ek hou jou styf vas. En ek sal jou nooit ooit los nie. Weet dit, my kind, ek sal jou nie los nie. Ek gryp jou vas met 'n ewige greep. Selfs wanneer jy voel dat die pad te donker is. Die pad is te moeilik. Wanneer jou moed jou wil begewe, my kind. Selfs wanneer jy voel of alles verby is. Dat daar nie meer hoop is nie. Ja, selfs dan hou ek steeds jou hand styf vas. Jou hand is in myne. Wanneer jy dink jy gaan val, hou ek steeds jou vas. Ek laat jou nie los nie, ek sal jou nie laat los nie. Ek is jou Here en jou God en jou verlosser, jou beskermer en jou leidsman. Ek is jou sterkte en jou krag. Ek hou jou vas met 'n ewige liefde. 'n Liefde wat geen einde het. En ek lei jou deur elke storm. Hoe groot of hoe fel die storm mag wees, ek hou jou hand en ek lei jou deur daai storm. Soos geskryf staan, want ek die Here jou God hou jou regterhand vas. Ek sê vir jou, moenie vrees nie, kind van God. My kind, moenie vrees nie. Ek help jou. Jy hoef nie bang te wees nie. Jy hoef nie te vrees vir môre nie, want ek is saam met jou. En ek sal jou nooit ooit begewe of verlaat nie. Jy behoort aan my. Jou naam is opgeskryf in die boek van die lewe. Ek sal jou vashou. Wees dus verseker, my kind. Jou hand is veilig in myne. En ek dra jou deur elke donker nag, deur elke storm, deur elke beproewing, dra ek jou. Wanneer jy swak voel, gee ek jou krag. Wanneer jy twyfel, gee ek jou moed. Wanneer jou geloof swak voel en wil wankel, gee ek jou nuwe geloof en sterkte. Want ek, die Here, sal jou altyd deurlei. Ek sal jou siel versadig in dorpplekke. Ek sal die woestyn verander in 'n blommetuin en jou gebeente sterk maak. Ek hou jou hand styf vas en lei jou na wonderlike plekke van vrede en rus. Moenie vrees nie, my kind. Hou net vas aan my. Hou net jou oë gefestig op my en weet ek het jou. Ek het jou rug. Ek het jou hand in myne. Ek hou jou hand vir ewig styf vas. En ek sal jou nooit verlaat nie. Ek is jou verlosser. Die een wat sy lewe vir jou neergelê het, sodat jy kan lewe. Ek is jou Here en ek is jou God. En ek bly getrou. Ek hou jou vas. Ek hoor hoe jy na my roep. Ek luister na jou stem wat sê, Here, hou net my hand. Hou net my hand, Here. En ek hoor jou gebed. En vandag kom herinner ek jou, my kind, ek sal jou nie los nie. Vandag kom herinner ek jou net weer, ek het jou. Jou hand is stewig in myne. Tot eens ons saam oor die doodsjordaan sal stap. Die ewige lewe in. Waar ek jou in my koninkryk sal verwelkom. En waar al jou pyn weg sal wees. En ek sal persoonlik jou trane afvee. Maar weet dit, my kind, ek het jou hand. Ek gaan jou nie los nie. Kind van God, dis die belofte van die Here vir elkeen van u vanmôre. Maak nie saak waar jy gaan. Glo jy die Here? Glo jy wat sy woord vir jou sê? Of kyk jy maar eerder na die probleme en glo die probleme? Die Here is lief vir u. En hy hou jou hand vas. Kom sluit die oor en bid ons saam. Ja, Here Jesus, dankie dat ons weet u los ons nooit nie. Daar's so baie dinge op hierdie aarde wat ons nie verstaan nie, Here. So baie krisisse en probleme en storms, maar deur dit alles, Here, hou u ons hand vas. Deur dit alles versterk u ons. Onderhou u ons. Bedek u ons, beskerm u ons.
En daarom loof en prys ek U naam. Dankie dat U my gebed hoor, Here, as ek na U roep. Here, hou net my hand vas. Amen. U hoor ook na U roep. En U kom sê vanmôre vir ons, my kind, ek het jou. Jy is myne. Niks en niemand gaan jou uit my hand uitruk nie, want ek is lief vir jou. Seën elkeen vanmôre, Here, gaan saam met die wat deur moeilike tye gaan. Geef hulle krag vanmôre, laat die woord hulle stig, dat hulle sal weet dat U is met hulle. En maak nie saak wat kom of maak nie saak wat gebeur nie. U sal ons nie los nie. Totdat ons eendag U gaan ontmoet. Dankie, Here Jesus. Loof en prys U heilige naam. Amen en amen.